Goeiemôre, dit is dan 12 Maart 2025, lesing 245 van die Groot Johannes Evangelie boek 2, waar ons nou al is. En ons het nou hier verhaal gevolg van Yeshua wat nou in hierdie Vrystaat aangekom het, en ons het die ooreenkomste gesien met die wederkoms. 'n Mens moet maar altyd dieper in Yeshua se woorde lees, want daar is nie net een verhaal nie. Omdat dit Godspraak is daar baie meer verhale. Daar is profeseë daarin versteek, daar is gelykenisse daarin versteek, en ons het dan die een ontdek waar hierdie gebied stel die eindtyd voor waar die versameling sal plaasvind, naamlik in Suid-Afrika, in die boervolk. Dit is wat hierdie herberg of gastehuis voorstel, en hier het ons dan een dogtertjie wat maar 12 jaar oud is, maar wat hom ontsettend lief het. En nou sit sy op sy skoot, en die pa was eers nie gelukkig daarmee nie, die susters was glad nie daarmee gelukkig nie, maar ten spyte daarvan het sy hulle net lief, en het sy geen kwaad in haar nie, geen boosheid vul haar nie, wat hopelik nou al met ons die geval sal wees. En ek raak ijskoud wanneer ek goed lees van ons mense wat sê, ek het opdrag gekry om mense in die poel van vuur te werp. Ja, mense wat op ons groep is, wat al jare met ons is. Dan het iewers iets baie verkeerd in jou lewe geloop. Ons het geen reg om enige iemand in die poel van vuur te werp nie. Want daar's krag in jou woorde. Ons moet vryspreek. Die grootste sondaar wat ons teekom, moet ons vryspreek en nie bind nie. Ons mag net barmhartig wees, want dan is hy barmhartig teenoor ons. As ons mense bind en in die poel van vuur werp, wat die hel is, dan het jy dit oor jouself, dat jy ook oor die oordeel, die harde oordeel sal kom. Dit is wanneer hy in die skrif sê, moenie oordeel sodat jy nie geoordeel word nie. So asseblief, kom ons bly op die dak van ons huis, wat dit beteken is, in die leerstellings van die liefde, waar alles net liefde is. Al is dit jou grootste vyand, daar staan, jy moet jou vyande lief hê. Hulle wat jou vervloek, moet jy seën. Ek weet, dit is 'n moeilike begrip in die begin, maar beoefen dit, want dan word jy vry. Moenie bekommerd wees oor die ander ou nie, jy moet hom net vryspreek. Want op die ou einde is mense se optredes wat boos is, 'n direkte gevolg van besetenheid of op die ergste okkult gebondenheid. Dit beteken die duiwel het hierdie persoon beet. Nou, hoekom sal jy, as jy in 'n hospitaal kom, en daar lê 'n persoon siek, sê nou maar 'n kanker, hy is baie siek, hy weet nie eens wat om hom aangaan nie. Hoe sal jy daai persoon nou nog sieker wil maak? Met een of ander mot wat jy rek daaroor, of medisyne wat jy hom gee? Nee, jy sal dit nie eers in jou wildste drome indink nie. Nou, hoekom dit dan met 'n geestelike siek persoon doen? Dis ondenkbaar. Ons moet ons mond gebruik om te seën, soos wat hy sê, seën die wat julle vervloek, want dan word die vloek binne in daai persoon wat hy nou opgedoen het, omdat hy jou vervloek het, verander in 'n seën, en hy is nie meer gebonde aan daai vloek nie, want jy het hom vrygespreek. Dis wat ons moet doen. Al doen mense met jou erge goed, en moenie 'n fout maak nie, ons is blootgestel op hierdie plaas aan erge goed. En dit is nie altyd maklik nie. So, kom ons lees of ons in ons harte wel 'n ware Jara kan wees. Die opskrif is die gebed van Jara. Sy sê, hoofstuk 114, o, hoe sou dit my dan nie kan geval nie? Ek sou dieselfde wil, as ek dit maar kon. Yeshua sê in die vorige hoofstuk dat
Hy wil graag net soos sy almal gelukkig sien. Maar die verskil is tussen hom en haar is dat hy dit kan doen, sonder om met die menslike vrye wil in te meng. Nou sê Jara, sy sal dit ook graag wil doen. Maar wat het ek aan my welwillendheid vir mense as ek nie kan help nie? Slegs in klein gevalle kan ek my ouers vra om die armes en noodlydendes te help. En daarby het mense my byna altyd verhoor. Natuurlik word ek daarvoor dikwels ook goed opgevoed, omdat ek so ontsettend weekhartig is. Maar dit skeel my nie, solank die armes maar geholpe raak. En dit moet ons as gemeente en individu ook altyd baie ernstig daaraan dink. Maak nie saak hoe mense jou aanvat en hoe hulle jou behandel nie, solank die armes net geholpe raak. Dis nie net die armes van materiële dinge nie, mense wat nie huise het nie, of wat nie kos of klere het nie. Dit is mense wat nie die waarheid het nie. Dis die ware armes van gees, wat nie die liefde en die waarheid van Yeshua se leer besit nie. Dit is wat ons hulle dan moet mee geholpe maak. Maar met die vraag aan Elohim, die almagtige meester, gaan dit met my nie altyd so voorspoedig nie. Want dikwels het ek ook gebid. En as ek dink dat Elohim my gebed sekerlik sou verhoor, en ek daarheen gaan om te sien of my kinderlike gebed iets opgelewer het, dan was daar niks. Alles was nog selfs slegter. Dan gaan ek natuurlik weer na my vader en vra hom waarom die almagtige Elohim dikwels so baie hardhorend was. Dan sê vader vir my dat Elohim goed weet waarom hy iemand vir sy sieleheil 'n langer lyding gee, en dat hy baie presies die tyd uitmeet hoe lank hierdie iemand moes boet. 'n Gebed help dan nie so baie nie, behalwe as so 'n sondaar hom gou heeltemal bekeer. Wel, dan was ek weer iets wat rustiger, maar tog gee ek die gebed vir die armes nie op nie. In eenvoudige taal wat hier staan, baie keer bid ons vir baie siek mense en hulle genees nie. Dan is dit nie jy, die probleem lê nie by jou of jou gebed nie. Die situasie is so dat Vader hierdie persoon siek wil hê. Hy het as gevolg van sy buite die orde van Vader gewoontes, het hy nou 'n siekte opgedoen, en Vader wil nou hê dat hierdie siekte hom tot besinning bring. Kom ons vat nou maar 'n ou wat alkoholist is, en sy lewer gaan swel hier op, en hy's baie siek daarmee. Vader wil hê dat die ou moet sien dat hy ophou met dit. Dieselfde met, sê nou maar, oormatige rook en longe pak op. Dan wil hy nie dadelik genesing bring nie, want hy wil hê dat hierdie persoon moet ophou. Want baie mense wat met hierdie verslawende gebruike belas is, raak kwaad omdat hulle nie genees word nie. Maar daar staan tog, wanneer hy die prostituut se sonde vergewe en in die sand skryf, dan sê hy vir haar, gaan en sondig nie meer nie. En dit is die beginsel van genesing ook. Gaan en sondig nie meer nie. Moenie verder dit wat jou longe tot op hierdie punt gebring het, nog vererger nie. Want dan kan ek nie genesing bring nie. Eers wanneer die persoon deur Vader se gees tot op 'n punt gekom het en gesê het, nou verstaan ek hoekom ek in hierdie bed lê. Nou verstaan ek hoekom alles van my weggevat is. Ek het my gesin verloor, ek het my huis verloor, ek het my kar verloor. Ek het hier beland, ek bly in 'n ou huisie wat ek deel met iemand. Ek deel 'n badkamer, ek deel 'n kombuis of 'n eetsaal. Eers wanneer jy tot die besef kom hoekom dit met jou gebeur het. En dit is nie altyd omdat jy iets verkeerd gedoen het dat jy hier beland nie. Daar is 'n rede dat Vader jou dalk hiernatoe getrek het om deel te wees van sy eindtyd bruid. Want by hierdie plaas en op hierdie plaas en in hierdie gemeente word verkondig dat ons onsself gereed maak
om sy bruidswerk te doen aan die einde van die tyd. En dit behels die oprigting van die bruidsvertrek, wat niks anderste as jou siel is nie. Want die bruilof is tussen jou siel en jou gees. Dis tussen jou siel as bruid en Vader Jahwe Yeshua se gees. En dit moet ons bewerk in 'n omgewing en 'n plek waar ons dit kan doen. En ons doen dit dan hier op hierdie plaas en op die Gilgalwiel wat verenig is met elke een van ons wat ook daar is in die gees. Dit is hoekom ons hierdie dinge doen. So laat ons dan hierdie jare eienskap hê om altyd die armes te sorg dat hulle geholpe raak. Nie om die armes in die poel van vuur te werp nie. Maar soms verhoor die liewe groot Elohim my ook gou, en dit doen my dan wel baie genoeg, want vir 'n medelydende hart is daar in hierdie wêreld geen groter vreugde nie, as om te ondervind dat die groot Elohim selfs die gebed van 'n haas nog onmondige meisie verhoor het, en dat U, o Meester, na ons toe gekom het, kom my ook voor as 'n verhoring van my gebed deur die groot Elohim. Ek het hierdie gedeelte verdik, want dit is 'n profetiese woord wat heenwys na hierdie gemeente aan die einde van die tyd. Hierdie gemeente het as gemeente, het hulle op Bloedrivier vir 4 jaar die boek van herinnering aangebied vir Vader, en gevra dat hy ons die jaar vorentoe sal seën, dat ons binne die waarheid bly. En hy het dit so aanvaar, en hy het hierdie boek die lig laat sien, op dieselfde manier, as wat Joshua by Gilgal gekamp het, en Jericho ingeneem het, deur 7 maal om Jericho te loop. Presies so het ons gedoen op hierdie plaas. Want Vader het gesê, as julle dit nie doen, om 7 maal om hierdie plek te loop toe die boek klaar is, en die 7de dag 7 maal nie, en op ramshorings te blaas, en al die dinge te doen wat in Joshua 6 staan nie, sal ons nie oorwinning kry oor Jericho. Die moderne Jericho is die vals kerksysteem, met hulle vals Bybels, vals prediking en vals herders. Dit is waaroor die stryd gaan. En dit was die begin. En toe, volgens sy belofte by Bloedrivier, stuur hy vir ons die nuwe openbaring, stuur hy vir ons hierdie geestelike huis, wat ons vanoggend 'n klein bouwerkie vanmôre kan lees, stukkie van die bouwerk. En in 2003 lê hierdie gemeente weer 7 dae lank 'n gelofte af, dat hulle hierdie plek as 'n huis sal aanbied vir sy kinders wat swaar kry, geestelik en vleeslik. En die gevolg van daai gelofte was dat hy dit aanvaar het, ek het nou die dag daaroor gepraat, en dat hy hierdie plek nou bevolk het met mense, dat honderde mense nou hier geholpe raak, deur behuising te kry, 'n werkie te kry, van hier af buite te kan werk, ensovoorts. En in 2017 rig hy toe, volgens hierdie belofte, dat hy na ons toe sal kom, die Gilgalwiel op, wat ons nou weet is 'n geestelike huis, waar ons van daar af bid elke oggend, terugkom en die hele dag met liefdeswerke besig is, en dan spreek ons ook in die oggend 'n seën oor die wêreld uit. Nie 'n vervloeking om mense in die poel van vuur te werp nie, 'n seën om elke siel op te rig, selfs in die skepping waar sieledele vasgevang is, ook daar die sieledele op te rig. Selfs siele wat smag in die duisternis hierna, in die hiernamaals, bid ons voor, rig ons op. Dit is wat ons doen, want Yeshua het ons gebede verhoor en na ons toe gekom. Net soos wat hierdie vers sê. Want ons het almal van baie wat hierheen gekom het gehoor,
dat in Nasaret en omgewing 'n sekere timmerman Joshua sulke buitengewoon groot, ongehoorde genesings verrig onder die siekes, en selfs dooies weer lewend maak. Die blindes word siende, die stokdowes kry hulle gehoor weer heeltemal terug, en die stommes hulle spraak. Die lam en krepeles word weer reg en heel. Kortom, daar was geen siekte wat hy nie oombliklik kon genees nie. Eers het ons dit beskou as 'n fabeltjie, maar toe daar steeds meer mense na ons toe gekom het, selfs van hulle wat wonderbaarlik deur Joshua genees was, het ons ook begin glo dat dit werklik waar was. Onthou nou net, hierdie dorpie waar hulle is baie versteek. Hy het net 'n baie klein ingang vanaf die see van Galilea, en dit is nogal 'n gevaarlike landingsplek, waar baie skepe al gestrand het. So hierdie mense is redelik afgesny van die wêreld, weet nie altyd alles wat aangaan nie. Toe word ek jare aangegryp deur 'n magtige liefde vir hierdie man, wat so iets kon doen, en ek bid elke dag tot die liewe Elohim God, so eerbiedig en vol vertroue soos wat dit maar vir my moontlik was, of hy u deur sy almag na ons toe wou bring. En kyk, Elohim het my verhoor en u na ons toe gebring. En so het ons Joshua dan gekry in ons harte. Want toe dogter van Sion begin het ons ook maar gedink aan 'n drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Nou verstaan ons dit beter, dat die hele Godheid vir ons in Joshua gemanifesteer het. Vader, Gees, alles is in Joshua. En so het ons hom dan ook gevind. En so het Vader deur sy Gees vir Joshua na ons toe gebring. En nou aanbid ons hom in sy volheid. Want die volheid van die Gees woon in Joshua die Seun. 'n liedjie wat ons baie sing. Ag, dit is nie te beskryf wat 'n vreugde dit my gegee het, toe mense sê dat u gekom het nie. Hoe as ek maar gedurf het, hoe graag sou ek u omhels het, maar ek moes terwille van my ouers en familie, my hart met groot dwang die sweye oplê. Maar nou het vir my die haas onbeskryflike gelukkige tyd aangebreek, om by u, die majesteit en meester, te sit, wie ek al sedert die eerste woord oor hom gehoor het, bo alles lief het. O nou is u daar en ek het u, en o wat 'n onbeskryflike hemelse vreugde. Ek mag u lief hê, en u het my ook lief. O nou sou selfs die volmaakste engele in die hemel nie gelukkiger kon wees, as wat ek is nie. Maar u mag ons nou ook nooit weer verlaat nie, want dan sou ek seker van te groot verdriet moet sterwe. Joshua sê vir haar, nee, my hartedief, ek verlaat jou nooit in der ewigheid nie. En ek sê jou ook dat jy die dood nie sal smaak of voel nie. Eendag sal my engele jou van hierdie wêreld kom haal, en jou na my, jou ewige Vader, bring. Want weet, allerliefste Jara, die een tot wie jy so van harte gebid het om my hierheen te kry, die Vader tot wie sy so gebid het, sit nou in my persoon by jou, en hou van jou met al die suiwer goddelike vuur van alle hemele. En jy het gelyk gehad, toe jy sê dat jy gelukkiger is as die volmaakste engele uit alle hemele. Kyk omhoog, dan sal jy sien dat dit is soos wat ek jou nou gesê het. Hoofstuk 115, Jara sien die geopende hemel. In die Bybel sê Joshua, ek kan nou nie die vers onthou nie, maar julle sal by my wees, praat met die disippels, en julle sal die hemele geopen sien, en die engele op en af gaan om die seun van die mens te dien. Dit staan in die skrif. Maar nêrens lees jy eintlik van plekke waar die hemele oopgegaan het nie, behalwe miskien op die berg Tabor, toe Joshua met sy 3 liefling apostels, Johannes, Jakobus en Petrus, opgegaan het,
en die hemele vir hulle geopen is in 'n slapende toestand, waar hulle Yeshua in al sy heerlikheid aanskou het. Maar verder word dit nie eintlik beskryf nie, en met 'n goeie rede het hy dit nie in die skrif gesit nie. Want die mens sou later, soos wat die jare verbygaan, sou hulle dit as fabeltjies voorgestel het, en dan alles net verwerp het. Maar hier kom hy en hy gee dit vir sy kinders, en nou lees ons hierdie wonderlike geopende hemelverhaal, een van die kere wat hy dit gedoen het. Hy het dit vele kere gedoen wat geopenbaar is in die Johannes Evangelie, die groot een. Jara kyk nou met haar mooie hemelsblou oë na bo, en sien stralen van verrukking en vervoering, die diepte van die geopende hemel wat vir haar oë geopen is. Eers na 'n taamlik lang tyd begin sy met 'n hemelse suiwere en sagte stem, meer stamelend as pratend, die volgende te uiter: Ag, hoe groot gewyde Elohim, hoe sien ek nou eindeloos onbeskryflik betowerende dinge. Die onafsienbaar groot hemel is vol apartgestelde engele of heilige engele. Hoe geseënd moet hulle wees, maar die arme Jara is tog gelukkiger, want die ewige troon in die groot middel van die oneindige ruim hemele is leeg, en die tallose skares engele op sonnige wolke kniel en roep voortdurend: Heilig is hy, wie se troon hier staan. O verheug hy sy ewigheid. Weldra sal hy op die aarde die onbeskryflike groot werk volbring het, en kom om hierdie troon van die glansryke Elohim in besit te neem. Hy wat alleen die ewige reg het om daarop te sit nou as mens hier by die arme Jara. O loof en prys hom daarom, want die ewige troon van alle goddelike mag en glansrykheid is van hom. Nou hierdie woorde sal jy ook vind in die boek Openbaring, waar Johannes etlike gesigte van die engele in die hemel kry, en dan sing hulle ook hierdie woorde. Nou gaan baie mense sê, ja, maar oom, jy vertel dat God nie op 'n troon sit nie. Hy's nie 'n mens soos Farao nie. Vader is gees, en hy sit nie op 'n troon nie. Hy heers deur sy gees, is hy in elke dingetjie in die heelal. Is hy in die lig, in die hemele, in alle planete, en nog verder in die geestesryke wat ons nie van weet nie. Tot in die kleinste molekule en atoompie is hy teenwoordig. Of soos Karen gister gesê het, in elke grassprietjie, in elke druppel dou en reën is hy teenwoordig. So Vader is 'n gees, maar hy moes 'n troon oprig in Satan se domein, want Satan is in hierdie aardkors ingewerp, en hy het toegang tot hierdie aarde se oppervlak waar ons woon, deur sy bose geeste, sy gevalle engele en alle duiwels en demone. En hier moes 'n troon opgerig word, want hierdie aarde is die hart van die hele gevalle wêreldmens Lucifer. En Yeshua moes in hierdie dooie engelwese, moes hy weer die lig kom aansteek. En dit het hy gedoen op Golgotha, toe hy opgestaan het uit die dode, toe hy homself met sy eie gees opgewek het uit die dood uit, en die dood oorwin het, en Satan verslaan het. Baie min mense verstaan dit, maar daar is iemand dood aan die kruis, en dit is nie Yeshua nie. Sy liggaam is wel vir 'n kort tydjie gedood, maar hy het sy liggaam opgewek uit die dood uit. Maar Satan is dood aan die kruis. Daar het hy verloor, en as jy dit wil mooi lees, gaan lees die boek in die boek van herinnering 2 Nikodemus. Daar kry jy die verhaal, waar hy, wat in die doderyk afspeel. So, vir ons, nou in hierdie tyd, het Yeshua absoluut verskyn aan sy kinders, en as ek
paar lesings terug het Karen gevra en sy het 'n opdrag van Vader gekry en gesê dat hy vir haar die hemele geopen het vir 'n kort tydjie hier in die gemeentesaal. En sy het vir ons getuig dat die Gilgalwiel in 'n arena is genoem 'n amfitheater, heel onder, waar ons staan. Maar sover as die oë kan sien, is die engele skares op die paviljoen gedeeltes, waar daar nie 'n einde is nie. Is dit nie dieselfde as wat sy hier sien nie? So, dit is nie die eerste keer dat ons mense gesigte hieroor gehad het nie, maar hierdie is een van die duidelikste. So ons kan werklik nou sê, dat Yara se verhaal met ons verband hou, sonder om arrogant te wees, maar dit is my werk om vir julle hoop te gee, gebaseer op waarheid. En dit is wat hierdie woorde is, en tesame met ons eie ervarings. En dis mooi dat Vader vir Karen dit gewys het en nie vir my nie. Want dan sê julle ook gesê, ja, daai ou toppie, hy dink sommer hierdie goed uit, net om weer krag aan sy lesings te gee. Dis nie waar nie. Vader gebruik almal van ons, sodat ons as 'n geheel mekaar nodig het. Dit is die wonder van wanneer hy in 'n gemeente werk en nie van 'n kansel af nie. Na hierdie woorde en nadat die gesig haar weer ontneem word, haar oë word weer toegemaak in die gees, sing sy aan my bors neer en sê, o groot enigste gewyde, verstoot die arme swakke Yara nie, omdat ek u na alles wat ek nou gesien het, nog steeds durf lief te hê, maar ek kan niks daaraan doen nie, dat my hart u steeds meer lief het. En dit is waar ons siele moet wees. Elkeen van ons wat hier sit, moet hierdie verklaring kan maak, dat ons Yeshua bo alles in die lewe lief het. Bo ons huweliksmaat, bo ons kinders, bo ons ouers. Dit moet alles jou tweede liefde wees. Jou eerste liefde is hy. Want daar is 'n aanklag in die boek Openbaring, ek het dit teen hierdie gemeente, omdat hulle eerste liefde verlaat het. Yeshua. Yara gryp my daarop met beide hande vas, en druk my so vas as moontlik aan haar hart. En ek sê dan aan die omstanders, wat stom van verbasing toekyk, kyk maar, en maak almal 'n voorbeeld daarvan. Die meisie van net 12 jaar oud, toon 'n liefde vir my, soos wat ek in die hele Israel nog nie teëgekom het nie. Maar wie my so lief het soos sy, aan hulle sal ek ook gee wat die wêreld nog nie gehad het nie, en Israel nooit gevoel en gesmaak het nie, en dit sal hulle dan in oorvloed hê. Elke een van Sion, reg oor die wêreld op die oomblik, nie net in Suid-Afrika nie, hulle gaan uiteindelik hiernatoe kom, wat Yeshua so lief het, is deel van hierdie Yara dogtertjie, wat hy gaan bring na 'n veilige plek, wanneer die Antichrist heers. Na hierdie baie verheffende skouspel, wat ongeveer 'n uur geduur het, kom die dienaars van Ebal, dis nou haar pa, en vra of dit tyd was om die aandete binne te bring. Ebal sê, as dit vir ons meester Yeshua geskik is, kan julle dit bring. Yeshua sê, bring wat jy het, want die liefde gee en geniet. En ek wil ook geniet van wat ek gegee het. Maar my liefste voedsel is die meisie hier, want sy gee my wat die ewigheid my nog nie gegee het, en ook nie kan gee nie. Weet wel, my voedsel is hierdie meisie hier, want hy praat van geestelike voedsel. So wanneer jy met iemand oor skrifsake praat, dan is jy besig om voedsel te gee en ook voedsel te eet, as daardie persoon ontvanklik is vir die liefde vir Yeshua. Hy het dit eendag vir ons verduidelik,
hoe jy 'n vis na die rooster toe moet bring in die gees. 'n Vis is 'n mens. Ons is vissers van mense. En hy sê jy moet die vis vat en sy kop afsny. Dan moet jy sy vinne afsny. Die kop is sy wêreldse gedrek en gedagtes. En die binnegoed moet jy uithaal. Dis al die goed van die wêreld wat die mens versamel het deur al die jare wat hy geleef het. En wanneer hierdie vis skoon is, dan bring jy hom na die warm rooster van Yeshua, dis sy liefde. Hy sê, nadat jy hom met olyfolie, suurlemoensap en sout ingevryf het, wat natuurlik die waarheid en die wedergeboorte is. Hy sê, dan braai jy en ek hom saam op die vuur. So dis hoe ons werk vir Yeshua. Ons vat 'n mens, moenie dadelik 'n mens wat vol wêreldse drek is nie, wat nog sy kop aan het in die binnegoed, probeer om die waarheid, dinge van hierdie goed wat ons vanoggend lees te probeer gee nie. Eers moet jy hom skoon maak. En dit doen jy ook deur die woord. En interessant dat ek daarna nog nooit weer eintlik vis aan 'n manier gebraai het nie. Net so. En dis heerlik, ek kan dit maar aanbeveel, in die fisiese ook. Want die smaak van die vis bly, wat belangrik is, dat jy in die gees ook elke persoon sy eie persoonlikheid, dit is hoe jy hom na Yeshua toe bring. Die sondige moet hy aflê. Maar party mense is grapperige mense, humor mense, ander mense is weer baie morbide mense. Moenie sy persoonlikheid probeer verander en hom wil maak soos wat jy is. Hy is soos hy is. Net soos daar baie eetbare visse in die see, almal verskillende spesies, maar almal is lekker. So net iets wat hierdie verhaal vir ons ook sê. Nou kom ons lees oor die voedsel wat hulle nou gaan kry. Daarop gaan die dienaars terug om die voorbereide voedsel binne te bring. So hulle het nou klaar kos gaar gemaak. Kyk nou in die gees. Al die kos wat ons gehad het, voor ons Yeshua in ons hart gehad het. Maar hulle oë rek groot, as hulle sien daaraan niks meer van hulle voorbereide voedsel aanwesig is nie. Dis weggevat. Maar dat die voorraadkamer vol staan met die beste en seldsaamste voedsel, en die edelste vrugte en die allerbeste wyn. Vinnig kom hulle terug en vertel vol verbasing wat daar, terwyl hulle hier was, alles in die kombuis gebeur het. En hulle vra tevens of hulle die nuwe voedsel moes binnebring, of dat hulle opnuut moes gaan kook. Yeshua sê, en hierdie is pragtige woorde in die gees, bring dit wat in die voorraadkamer is binne, want nou is julle almal my gaste. Toe Yeshua die boek van herinnering vir ons laat dikteer het, en daar die groot evangelie van Johannes en al die ander boeke van Bertha en al die ander profesieë, het hy dit in die voorraadkamer van die nuwe openbaring.co.za webwerf gebeere. En hier in ons biblioteek oor kan die pad hierso, is al hierdie kos beskikbaar. Want die ou geregte is weggevat. Daarom toe die nuwe openbaring kom, het ek dadelik in my hart die opdrag gekry om al die verbondskoeriers te verwyder. Al die ou dinge wat ons geglo het, wat baie geskoei is op mense se idees en mense leerstellings en dinge wat mense nagevors het en nie altyd die korrekte navorsing doen nie, want die geskiedenis is maar baie verdraai en sekerlik die meeste die geskiedenis van die geestelike. Want history kom eintlik van die woord historie af, Vader se verhaal. En dit is waar die leempen van Satan wild gewerk het. Maar nou is ons voorraadkamers, ons spens, op die plaas, in die gemeente, en die ander spens wat jy en ek is ons siele. Want ons stoor die kos hier.
Vanoggend lees ons nou hierdie wat vanaf die spens kom, en nou is dit in ons spens. As jy geluister het en gelees het, sal jy hierdie woorde nooit verloor nie. Al vergeet jy dit môre met die verstand. Maar wanneer jy in 'n spesifieke situasie is, dan kan Vader net die liggie so aansit, dan onthou jy hierdie hoofstuk. Want die persoon voor jou moet nou hierdie woorde hoor. Dis hoe dit werk. So sien hierdie kos wat hulle nou gaan geniet, as ons aan die eindtyd wat hierdie wonderlike vars, wat sê hy hier, goed voorbereide voedsel, klaar, reg, seldsaamste voedsel. En hierdie is so seldsaam, dis nêrens in die wêreld beskikbaar nie. Nêrens in die wêreld gaan jy hierdie woorde kry deur 'n ander persoon uitgespreek nie. Want dit is Yeshua wat hier praat. Die enige. My leerlinge, die 2 Esseners en die Fariseërs het al julle voorbereide voedsel gehad. Steur hulle nie, want in my naam wag daar op hulle nog 'n belangrike saak, wat hulle kragte tot na middernag swaar op die proef sal stel. Toe gaan die dienaars die hemelse kos haal. So die leerlinge is afgedeel om met hierdie mense te praat, die Fariseërs en die Esseners, en hulle is nog nie gereed om vir hierdie mense die vars voedsel te gee nie. Hulle moet nog van die voedsel gee wat nog, kan ons maar sê, in ons tyd moet jy hulle nog net uit die Bybel onderrig. Hulle verstaan nog nie hierdie seldsame voedsel nie. Hulle sal dit nie dadelik inneem nie, jy moet hulle voorberei. Jy moet eers die jare vlak van liefde bereik om daardie voedsel te eet. Ebal en die hoofman sê uitgelate, meester, oor sulke voorvalle verwonder ons nou heeltemal nie meer nie. Omdat ons nou wel baie duidelik sien dat U die majesteit is, vir wie geen ding onmoontlik is nie. Vir ons bly slegs die groot vraag oor, waarmee meester het ons hierdie barmhartigheid verdien? Want daar kom die hemelse voedsel al. Na die maaltyd sal ons verder daaroor praat. En 'n mens kan ook dit self afvra vir ons in hierdie tyd. Wat het ons gedoen om hierdie voedsel te verdien? Ons het geen iets waarop ons kan roem nie. Maar hy het tog die voedsel na hierdie gemeente gebring. En ek wil dit hier noem, en ek het dit al baie genoem. Hierdie voedsel wil deur geen georganiseerde kerk of Israeliet groep in Suid-Afrika geëet word nie. Net by hierdie gemeente. En dan individue wat dan ook hierdie goed lees en miskien nog losse verband het met hulle kerk. Maar dit word verag en verdag gemaak. Dag na dag word hierdie woorde verdag gemaak. Maar daar kom die hemelse voedsel al, daar na die maaltyd sal ons verder daaroor praat. Die voedsel word op die tafel gesit, die danksegging word uitgespreek, en elkeen tree op aandrang van my dapper toe en eet en drink. En dit is wat ons moet wees, dapper hierdie nuwe voedsel eet. Moenie bang wees nie. Want die voedsel self, die kwaliteit van die voedsel, sê vir jou dat dit hemelse voedsel is. Geen mens kon hierdie voedsel voorberei het wat ons vanoggend gelees het nie. 'n Mens is nie in staat om dit te doen nie. Uit sy denke, uit sy verstand kan dit nooit voortkom nie. Slegs deur die innerlike woord van die hemelse af kan dit gebeur. En die hoofman sê dat hy nog nooit sulke hemelsmakende geregte geëet en nog nooit sulke kosbare wyn gedrink het nie. Die voedsel is die brood en die wyn is die liefde. En dit is net so wanneer jy hierdie woorde lees, soos wat iemand vir my gesê het, hy sê, Dirk, ek weet nie of die goed waar is nie. Maar hierdie woorde wat ek lees, het my lewe verander.
Nou ja, net Vader is in staat om jou lewe te verander. Net sy gees kan jou lewe verander. Of hy deur woorde spreek wat ons vanoggend lees, of hy deur 'n mens spreek met wie hy te doen het, dit is altyd die Vader Gees in die mens wat vir jou tot besinning bring. Nou as iets jou 'n beter mens maak, en hy het voortgegaan en gesê, meer liefde, meer medelee, sagter met mense om te gaan. Dit alles is die gevolge van die eet van hierdie kos en die drink van hierdie wyn. Ook my Jara gee toe dat dit goed smaak en sê dat so iets heerlik haar verhemelte nog nooit gestreel het nie en haar maag nog nooit so voldaan gevoel het nie. Kortom, niemand het genoeg woorde om die heerlike smaak van die voedsel te roem nie en begin luidkeels my en die goeie Vader in die hemel te loof. So 'n wonderlike ete waar hulle lofsange sing vir Vader. En elke oggend hier op die plaas 6:15 kom ons bymekaar om hierdie maaltyd te geniet. En ons sing lofsange en ons doen 'n gebed en ons luister na hierdie woorde of eet hierdie kosbare voedsel wat ons nou kry en dan gaan ons af na die Golgotha toe en die wyn in ons harte, die liefde in ons harte maak dat ons vir ons volk bid as 'n eenheid deur hande vas te hou en die volk te seën met 'n hoorbare seën. En dit is hoe ons hierdie maaltyd eet, soos wat Jara en haar gesin dit geëet het. Ek hoop almal verstaan dit so en wil net vir Vader so dankie sê vir hierdie woorde. Dit is werklik, soos hulle sê, hemelsmakende geregte. Alles, of dit nou hierdie woorde is of in die boek wat Karen behandel, dis iets heel anderste, maar dit is hemelsmakend, want jy kan die hemele daarin voel. Jou gees voel dit. Baie dankie.